Hallo daar, graad 7's. Welkom by week 2 van Afrikaans. Ek hoop jy is reg vir die week met sy nuwe doelwitte. Kom ons kyk wat ons hierdie week sal afhandel. Ons begin hierdie week met hoofstuk 2 en die tema: Die natuur is terapie. Het jy ook al hoeveel keer deur die tuin gaan stap net om jou kop skoon te kry? Of deur 'n wildreservaat dalk gaan ry toe jy net van die wêreldse gejaag wil vergeet? Stem jy saam met my dat die natuur regtig waar terapie is vir ons siel? Hierdie week is daar 'n paar sleutelterme wat jy mee bekend sal raak: gedig, leestekens, rym, beeldspraak, stelfigure, samestellings, besitlike voornaamwoord, leenwoorde, idiome, vergelyking, sinonieme en antonieme. Hierdie week se doelstellings is: onder luister en praat, sal jy na 'n gedig luister en dit bespreek. By lees en kyk sal jy hardop lees. Dan sal jy ook onafhanklik lees en dele van die teks herken. By skryf en aanbied sal jy kenmerke van 'n gedig bespreek. Jy sal ook jou kreatiwiteit oefen deur jou eie gedig te skryf. Onder taalstrukture en konvensies sal jy 'n taalhersieningsoefening doen om te bepaal of jy kan doen wat jy geleer het. Jy sal kyk in die besonders na woordvlakwerk wat samestellings, infinitiewe besitlike voornaamwoorde insluit. Onder betekenisleer en woordeskat uitbreiding sal ons in die besonders kyk na rym, geleende woorde, idiome, alliterasie, vergelykings, metafore, tussenwerpsels, antonieme en sinonieme. By lees- en skryftekens sal ons kyk na die punt, komma en dan ook kritiese taalbewustheid. Dit bring ons dan by die inleiding vir hoofstuk 2. Die natuur, soos jy weet, speel 'n belangrike rol in ons almal se lewe. Deesdae is daar gedurig berigte op TV van besoedelde water, maar 'n mens moenie vergeet dat water ook baie terapeuties vir 'n mens kan wees nie. Dink maar net aan die see of aan 'n waterval. Die geraas van die water maak party van ons rustig en ander weer onrustig. Die natuur speel ook 'n rol in sommige digters se werk. Daar is baie sulke voorbeelde. Vra julle onderwyser om vir julle so 'n natuurgedig voor te lees. Ons gaan in hierdie hoofstuk kyk hoe gedigte ontleed word, waarna 'n mens moet oplet as jy gedig lees en hoe om jou eie opinie oor 'n gedig te vorm. Julle gaan ook meer kyk na die verskillende dele van 'n boek. Ons gaan 'n moderne gedig ontleed en dan gaan julle kreatief wees en julle eie gedig skryf. Julle gaan hersiening doen van taalstrukture en konvensies en nuwe woorde en uitdrukkings leer. Kom ons begin met hierdie week se aktiwiteite. Luister en praat is ons eerste doelstelling vir hierdie week. Aktiwiteit 2.1 sal nou voltooi word, waar jy sal luister na 'n gedig. So sit gerus jou Antjie-krog of kooskombuishoed op en let nou mooi op. Pre-luister. Van kleins af lees baie ma's vir hulle kinders gedigte of rympies, omdat dit vir hulle mooi is. Dikwels verstaan kleuters nog nie eens al die woorde nie, maar hulle hou van die klanke van 'n gedig. Later lees ons gedigte omdat dit vir ons mooi is of omdat dit vir ons iets sê. Onthou jy nog die speletjie waar 'n mens die magrietjieblom se blare een vir een aftrek en elke keer sê:
Sy hou van my, sy hou nie van my nie. Tydens luister. Luister nou aandagtig na die gedig wat jul onderwyser vir julle hardop in die klas gaan voorlees. Die onderwyser gaan dan die vrae een vir julle lees. Beantwoord die vrae in julle skryfboeke. Maar maak nou eers toe julle boeke en luister mooi na die gedig. Hierna gaan julle die gedig met mekaar bespreek, julle ervaring daarvan deel en ook aan 'n vriend verduidelik waarom jy van die gedig hou en waarom nie. Daar is verskillende maniere waarop 'n gedig geskryf kan word. Ons gaan kyk na die uiterlike bou of vorm van gedigte, sodat jy 'n keuse van digvorme het wanneer jy jou eie gedig moet skryf. Elke gedig het 'n boodskap of tema. Die gedig wil dus iets vir die leser sê. 'n Gedig word verdeel in strofes en elke strofe bestaan uit versreëls. Daarby is klank en ritme in 'n gedig ook belangrik. Paus luister. Lees nou die gedig op jou eie deur en skryf 'n paar gedagtes daaroor neer, soos waarom jy daarvan hou of waarom nie. Waaraan laat die gedig jou dink? Het jy al iets soortgelyks as die digter se gevoel ervaar? Dink jy sy druk haar gevoelens goed uit? Verduidelik nou aan 'n vriend waarom jy van die gedig hou of waarom nie. Jy kan nie net sê ek hou nie daarvan nie of ek hou daarvan nie. Jy moet 'n duidelike rede vir jou antwoord gee. Kom ons lees nou die gedig. Ek droom oor jou, deur Elrien Skeepers uit Touloperverse vir tieners, uitgegee deur Lape Uitgewers 2011. Geel magrietjies tuimel oor my tong, woorde wat groei in my glashuishart. Ek hou van jou. Ek droom oor jou in die wiskunde klas. Ek hou van jou. Ek droom oor jou in die wetenskapklas. Ek wil vir jou my magrietjies bring. Vou die blaartjies in jou hande toe. Vleg die stingels om jou vingers vas, want ek hou van jou. Ek droom oor jou. En in elke klas blom my hoop so geel. Ek droom oor jou. Nou dat jy na die gedig geluister het, onthou om die pausluisterfase te voltooi, wat aan jou verduidelik is op die vorige skyfie. Sterkte met hierdie aktiwiteit. Dit bring ons dan by aktiwiteit 2.2, waar jy voorbereide hardop lees sal doen. Beplanning, navorsing en organisering. Gaan berei die gedig by die huis voor, sodat jy dit in die klas hardop kan voorlees. In jou voorbereiding vir die lees moet jy na die volgende aspekte kyk. Onder voorbereiding en aanbieding moet jy eerstens onthou dat oogkontak baie belangrik is. Terwyl jy lees, moet jy oogkontak maak om dit ook te verskuif oor die hele groep. As jy vir 'n groep lees, is belangrik. Gebruik gepaste intonasie. Dis nou stembuiging en toon. Dit beteken dat jou stem nie heeltyd op dieselfde toonhoogte moet wees nie. Laat jou stem op of afgaan, soos jy sekere dinge beklemtoon. Pas die frasering vir klem aan. Lees vinniger, maar nie te vinnig nie, wanneer jy 'n gedeelte lees wat nie die belangrikste in die gedig is nie. Lees effens stadiger as jy iets veelzeggends lees en dit wil beklemtoon. Gebruik pauses gepas, volgens die doel van die leestekens. As daar byvoorbeeld 'n komma is, moet jy 'n kort ruspause toelaat. 'n kommapunt vereis 'n langer pause. Kyk ook na vraagtekens en uitroeptekens en gebruik jou gesigsuitdrukking en liggaamstaal daarvolgens. Moet dus nie
kwaai lyk as jy iets vrolik lees nie. Jou gesig moet lewendig wees en as te ware die inhoud van die gedig weerspieël. Sterkte met hierdie aktiwiteit. Dit bring ons dan by aktiwiteit 2.3, waar jy onafhanklik sal lees. Dit is nodig dat jy ook op jou eie by die huis moet gaan lees. Jou huiswerk is dus om onafhanklik te lees. Voltooi by die huis die boekverslag, die vraelys wat die onderwyser aan jou gaan uitdeel. Wanneer jy die boek, tydskrif, kortverhaal wat jy op jou eie moet gaan lees, voltooi het, neem asseblief kennis dat jou boekverslag in die klaskamer reeds vir jou opgelaai is. 'n Boekverslag is 'n verslag wat ingevul word oor 'n boek wat jy gelees het. Die opdragte wat jy moet voltooi die week is aktiwiteit 2.1 waar jy luister na 'n gedig, aktiwiteit 2.2 voorbereide hardop lees, aktiwiteit 2.3 lees onafhanklik, aktiwiteit 2.4 lees en bespreek 'n gedig, aktiwiteit 2.5 skryf 'n gedig en aktiwiteit 2.6 voltooi die taalhersieningsoefening. Ons gesels weer volgende week. Totsiens!